So mense, ek is dankbaar. Ek is regtig dankbaar. Ek sit hier met 'n tikkie bewoe, want mense, goeiemôre. Dis ons laaste koffietyd boodskap hier by die Rots, saam met my Frik Weideman op die plaas te Kuilen in die hartjie van Namakwaland. Wat 'n voorreg om jou vanoggend weer eens te kan groet in die wonderbare naam van ons meester Yeshua, die Messias, wat weer gaan kom, die bruidegom wat in gereedheid staan om sy bruid te kom haal. Dis weer eens vir my lekker om met jou te kan gesels hier by die Rots, en ek besef net, die jaar is verby. 2025 is verby. En vanoggend by koffietyd wil ek net my hart kom deel, en ek wil net kom sê dankie. Eerstens aan ons hemelse Vader, Abba, Skepper God van die hemel en die aarde, dat hy ons deur hierdie jaar gedra het. En dankie vir elke koffietyd boodskap. Dankie vir elke koffietyd kyker wat ingeskakel is vir julle boodskappe. Die feit dat julle met ons kontak gemaak het, die feit dat ons boodskappe ontvang het, en waar julle vir ons gesê het, hoorie Frik, hierdie koffietyd boodskap, man, hy het met my geesmens gewerk. So ek is sommer net vanoggend dankbaar. Maar ek wil regtig waar vanoggend, as ek so kyk na die oop hemel en die berge hier om my, in die koel windjie wat waai vanoggend, is ek net dankbaar om te sê, Abba, ek wil my aangesig buig na die aarde toe, om vir u te kom sê, dankie vir hierdie jaar. In die jaar wat voorlê, ons gaan nie staat maak op die vleesarm van 'n mens nie. Nee, ons gaan staat maak op die uitgestrekte, magtige arm van Skepper God, die Heilige van Israel. Ons gaan op sy arm leun. Vervloek is die mens wat staat maak op 'n ander mens. Mense, ons gaan nie. En ek wil vandag uitverklaar en uitpasyn, soos wat Josua dit gedoen het. Ek in my huis, ons gaan Jahwe die Almagtige dien. Ek weet nie van julle nie. Julle kan ander afgode gaan dien, julle kan agter ander afgode gaan aanloop. Ek stel nie belang nie, ek gaan hom dien wat hemel en aarde gemaak het. En hierdie aarde en hierdie hemel gaan ek gebruik as 'n getuie teen my en teen jou, dat ons vandag hierdie besluit geneem het om hom te volg in gees en in waarheid. En ons gaan nougeset in sy weë wandel. Ons gaan nie links of regs afwyk in die jaar wat voorlê nie. Mense, weer eens baie dankie vir 'n pragtige jaar saam met julle hier by koffietyd. Dit was wonderlike tye geweest. Dit was soms moeilike tye en meer moeilike tye, maar daar was ook goeie tye geweest. En ek eer Abba dat sy woord sê, ek sal julle nooit begewe en ek sal julle nooit verlaat nie. Julle is my kinders en ek is lief vir julle. Ek het julle geskep na my beeld. Ek het my lewensasem in julle kom inblaas. Hoe op aarde kan ek julle alleen los? En terloops, Yeshua, ons verlosser en saligmaker, het sy hemelse woonplek verlaat. Hy is God in die vlees. Hy het by ons kom woon. Immanuel, God met ons. Hy's wonderbaar. Hy's raadsman. Hy's sterke God. Hy's ewige Vader. Hoor mooi, hy's ewige Vader wat mens geword het, onder ons kom woon het. Hoe kan ek jou alleen los? Ek sal altyd met jou wees. En die woord sê dat hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie, en hy's nie 'n mens dat hy alleen sal vertel nie. En weet jy, by hierdie koffietyd geleentheid wil ek net kom dankie sê. Dankie sê, nommer 1, aan Abba, ons hemelse Vader. Dan nommer 2, aan jou. Om vir jou te sê, dankie vir jou gebede. Dankie vir ondersteuning. Dankie vir saad, wat julle gesaai het in Menorah Tabernakel. Dankie dat julle deel is van ons lewe. Dankie vir 'n familie. Dankie vir 'n koffietyd kultuur, man. Om op te staan en uit te staan, om sout vir hierdie aarde te wees en om 'n ligdraer te wees, om sy karakter te gaan uitleef in 'n wêreld wat tans verdrink in duisternis en ongeregtigheid. En oor hierdie maand van Desember soveel boodskappe gekry van stikkende families waar die afgod Bagas, die alkoholgees, weer eens prominent gemanifesteer het. Mense, my gebed vir jou vir die jaar wat voorlê is dat Rigters hoofstuk 13 vers 25 regtig 'n realiteit in jou lewe sal wees en dat die gees van Jahwe die Almagtige ons sal begine dryf om te wandel in die spore van geregtigheid. Ek wil dankie sê vir my seun Renier Weideman wat koffietyd se editing doen. Hy spandeer baie tyd, baie aande, vroegoggende om seker te maak die boodskappe is betyds. So ek wil net kom dankie sê Renier vir jou
wat soveel tyd en aandag insit by koffietyd. Dit was jou brainchild gewees en kyk hoeveel jare is nou al verby en ons eer Abba vir 'n kultuur, vir 'n beweging wat geskep is om terug te keer na die waarheid, om Abba se heilige naam weer eens te respekteer. So mense, ek is dankbaar. Ek is regtig dankbaar. Ek sit hier met 'n tikkie bewoe want dis ons laaste koffietyd vir 2025. Volgende jaar 2026 het sy eie uitdagings. En ek weet ons sal elke uitdaging te bowe kom, want hy wat met ons is en hy wat in ons woon, is sterker as hy wat in die wêreld is. In my gebed vandag vir jou hier by koffietyd, ons laaste koffietyd, is dat ons sal wandel om Vader te eer en te respekteer, om lig te wees, om sout te wees, ek sê dit baie, om sy karakter te gaan uitleef, en dat ons die vyand sal terugstamp en grondgebied sal inneem, wat hy by ons kom steel het. Hy het kom steel, hy het kom slag, hy het kom verwoes. En ons gaan sê nee, ek trek sommer nou 'n streep in die sand om te sê, tot hier toe vyand en nie verder nie. Onthou jy toe ons kinders was, dan trek ons hy streep, die manne wat se hare dieselfde as my klere is, dan trek ons hy streep, en dan daag jy iemand en sê, as jy oor hy streep trap, dan gee ek jou 'n klap. En dan moet jy dit doen, dan moet jy jou woord gestand doen, want as jy dit nie doen nie, dan is jy 'n muis, dan hardloop jy. So, ons sê vandag vir die vyand, nou maar, tot hier toe, en nie verder nie. Jy het genoeg kom steel, jy het genoeg kom slag, jy het genoeg kom verwoes, tot hier toe en nie verder nie. Nou, stamp ons jou terug, in die naam van Meester Yeshua. Want hy wat in my woon, is sterker, groter, as hy wat in hierdie wêreld is. En ons het die mag en die krag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die mag van die vyand, en niks sal ons ooit skade doen nie. So mense, baie dankie. Ek wil regtig kom sê dankie. Dankie vir 'n fenominale tyd saam met jou, hier by die rots. Ek wil dankie sê vir my personeel, wat hierdie area by die koffietydrots, hier by die Braambos, en agter my hierdie pragtige rots, onderhou en skoon maak en skoon kry vir altydens feeste. Dankie vir ons personeel. Dankie vir ons kinders wat beheer vat, Philip en Chantel, wat in beheer is van die plaas en al die aktiwiteite. Ek is dankbaar teenoor my vrou. Terwyl ek hierdie kant sit by die koffietydrots, is sy besig om te intercede, sy bid vir my. As ek in die oggende wakker word, dan ryk ek salfolie op my voorhoof, dan weet ek, my vrou het my geanoint, man. Ja, dis lekker. Dis die huwelik. Dis die huwelik wat gemaak is in die hemel. Ag weet jy, ek wil heeldag met jou gesels, en ek sal heeldag met jou wil gesels, want ek is lief vir koffietydkykers. Ek is lief vir die woord. Ek is lief om te gesels met jou. En weer eens baie dankie. Dankie vir 2025. Vir elke koffietydkyker. Van my kant, Frik Weideman, ek bid dat jy geseënd sal wees, en ek bid dat Vader se aangesig oor jou sal skyn, en aan jou die vrede gee, wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Dat sy aangesig oor jou verhef sal word, en dat hy genadig met jou sal wees, met jou vrou, met jou man, jou seuns, jou dogters, jou kleinkinders, met jou geloofswandel, jou finansies, jou emosionele toestand, jou huwelik, jou werk, jou toekoms, jou beplanning, dat hy met jou sal wees. En die woord sê dat wanneer ons mekaar so sal seën, dat hy sal afstap van die hemel af, en dat hy elkeen sal seën met daardie seëninge. Mag jy 'n wonderlike tyd ervaar, mag die vrede van Skepper God met elkeen wees, en weer eens, van my kant, Frik Weideman, by die rots, koffietyd, dit was 'n voorreg, en 'n wonderlike tyd, die afgelope jaar, 2025. En die jaar wat voorlê, groter, beter, sterker, in die naam van Meester Yeshua. En so baie dankie, tot 'n volgende keer, Frik Weideman, Shalom.